Goeiemôre. Baie welkom saam met ons 'n nuwe evangelietrein waar dit nou die Galasiërstasie binnegaan en sommer onder die watertank stop om weer vol te maak. O ja, en dis waar ons ook gaan volmaak, want Jesus gee ons sy lewende water om die rit vol krag saam met die Heilige Gees te reis. En vandag staan ons stil by Galasiërs 1, waar Paulus ons waarsku teen Jesus plus iets en nog iets. Ja, Here Jesus, U het ons geroep deur genade alleen. Maak ons ore oop vandag, sodat ons nie 'n mensgemaakte evangelie meng met U waarheid nie. En hier is oom Piet alweer. Hy los ons ook nie, hy ry die heeltyd saam met ons. Ja, hy is nou aan die woord om ons te vertel wat ons nou gaan lees. Oom Piet skuif sy bril reg. Paulus is kwaad, maar nie sommer kwaad nie. Hy is geskok. Die Galasiërs het so vinnig die ware evangelie verruil vir 'n ander weergawe wat sê, Jesus plus besnydenis, Jesus plus reëls. Paulus sê in vers 6 tot 9, daar is net een evangelie. As iemand, selfs 'n engel iets anders spreek, is dit nie die evangelie nie. Hy verdedig ook sy roeping. Nie van mense nie, ek het dit direk van God ontvang, sê Paulus. Alta, Nuwe Lewende Vertaling 2007. Galasiërs 1. Hierdie brief kom van Paulus, 'n apostel wat nie deur mense aangestel of gestuur is nie, maar deur Jesus Christus en deur God die Vader, hy wat Jesus Christus uit die dood opgewek het. Dit kom ook van al die broers en susters, hier saam met my. Ons skryf aan die gemeentes in Galasië. Mag die genade en die vrede van God ons Vader en van Jesus Christus met julle wees. Jesus Christus het volgens God, ons Vader, se wil vir ons sondes gesterf, om ons te bevry van die bose tyd waarin ons nou lewe. Hiervoor moet God se heerlikheid vir altyd en altyd geprys word. Amen. Ek is verstom oor wat julle gedoen het. Hoe kon julle so gou op julle rug op God draai? Op hom wat julle deur Christus se genade na hom toe geroep het. Julle het julle ore uitgeleen vir 'n ander, goeie nuus, maar daar is geen ander goeie nuus nie. Al wat daar is 'n paar mense wat julle de mekaar maak. Ja, wat die goeie nuus van Christus wil verdraai. Vervloek is elkeen wat 'n ander boodskap verkondig, as wat ons aan julle verkondig het. Al sou dit onsself of 'n boodskapper uit die hemel wees. Ek herhaal, vervloek is elkeen wat 'n ander boodskap verkondig, as die een wat julle ontvang het. Hoe klink dit vir julle? Wil ek in mense se goeie boekies kom? Of wil ek God tevrede stel? Probeer ek mense gelukkig maak? As ek nog steeds mense gelukkig wil maak, is ek nie 'n dienskneg van Christus nie. Ek verseker julle, broers en susters, die goeie nuus wat ek aan julle verkondig het, is nie deur mense uitgedink nie. Ek het dit nie by 'n mens gehoor of geleer nie, maar deurdat God Jesus Christus aan my geopenbaar het. Julle het mos gehoor hoe ek vroeër, toe ek nog die Joodse godsdiens aangehang het, gedra het, dat ek God se kerk fanaties vervolg en 'n verwoesting gesaai het. In die uitlewing van die Joodse godsdiens het ek in my ouderdomsgroep bo baie van my volksgenote uitgestaan. Ek was besig om my uitermate te beywer vir die tradisies van my voorgeslagte. Maar toe het God besluit, hy wat my al voor my geboorte gekies het en my deur sy genade geroep het, om sy seun aan my bekend te maak. Dit het gebeur, sodat ek hom aan die nie-Joodse nasies kan verkondig. Ek het nie dadelik met mense gepraat nie. Ek het ook nie Jerusalem toe gegaan na hulle wat reeds voor my apostels was nie. Nee, ek het Arabië toe gegaan en van daar af teruggekom Damaskus toe.
Eers 3 jaar later is ek Jerusalem toe, om Petrus te ontmoet. Ek het 2 weke by hom gebly, maar van die ander apostels het ek niemand gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. Kyk, God is my getuie, dat die dinge wat ek vir julle skryf, nie leuns is nie. Daarna het ek na die gebied van Sirië en Sicilië toegegaan. Die Christene in die gemeentes van Juda het my nog nie persoonlik geken nie. Hulle het net gehoor, die persoon wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy wou uitroei, en hulle het God oor my geprys. En kom ons kyk bietjie wat het ouma hier oor te sê. Ouma en haar kleindogter sit in die kombuis en gesels. Ouma, vra kleindogter Hermine, lees vir ons 'n stukkie asseblief, aangesien die Bybel alreeds op ouma se skoot lê. Hermine het geweet, as ouma iets lees, hoor hulle baie meer as net Bybelversies. Want ouma maak dit altyd oop met 'n storie. Ouma se vinger is alreeds tussen die blaaie, waar sy in elk geval wou gelees het voordat Hermine ingekom het. Galasiërs 1 vers 11 en 12. Dit moet julle goed besef, broers. Die evangelie wat ek verkondig is nie deur 'n mens uitgedink nie. Vers 12, ek het dit ook nie van 'n mens ontvang, of by 'n mens geleer nie. Inteendeel, Jesus Christus het dit in 'n openbaring aan my gegee. Ouma was nie 'n geleerde vrou gewees nie, nee. Sy het standaard 6 op 'n klein plaaskooltjie klaargemaak. En in 1972 is oupa Hans skielik dood aan 'n hartaanval daar op die lande. Ouma was 38 met 4 kinders. Skuld by die koöperasie en 'n dominee wat elke Sondag vir haar vinger gewys en gesê het: Suster, God straf jou dalk vir iets. Jy moet harder bid. Jy moet harder werk. Jy moet meer kerk toe kom. Dan sal hy jou dalk weer lief hê as jy jou tiendes getrou gee. Ja, suster, dalk straf God jou vir iets. En ouma het harder gebid. Ouma het harder gewerk. Maar ouma het gevoel dat God het haar soos 'n koue skoolhoof dopgehou, soos 'n polisieman wat wag dat sy moet fouteer. En een nag, dit was omtrent 2 uur die oggend, kon ouma nie slaap nie. Die wind het deur die sinkdak gejaag. Sy het die ou familiebybel van die kas afgehaal. Nie om te lees of te preek nie, net om iets vas te hou. Maar tog slaan sy oop. En dit is Galasiërs 1 en vers 11 en 12 is ingekleer, hy's gehighlight. Ja, oë val daarop en sy lees dit hardop in die donker kersverligte kombuis met 'n kers wat flikker. Paulus het gesê, ek het dit nie by 'n mens geleer nie. Iets het in ouma se binneste van haar hart geklik. Nie 'n stem van 'n mens nie, geen slim dominee nie, geen boek nie, maar skielik sien sy dit. Vir die eerste keer nie as 'n reël nie, maar as 'n persoon. Jesus wat vir Paulus op die Damaskuspad verskyn het. Verskyn nou vir haar in daardie kombuis. Nie in 'n visioen nie, maar in woorde. Jesus sê nie daar, werk harder nie. Hy sê, ek het jou klaar geken, ek het self gekom. Ouma het later vertel, ek het nie daardie nag 'n teologie geleer nie. Ek het Jesus ontmoet. Dit was nie tweedehandse geloof nie, nie my ma se nie, nie die slim dominee se nie. Dit was openbaring. Die volgende Sondag het die dominee weer dieselfde preek gegee en ouma het geluister, vriendelik geglimlag en in haar hart het sy geweet, ek het dit nie by jou geleer nie, dominee. Ek het dit by Jesus gehoor in sy woord. Van daardie dag af het sy anders gebid. Nie om God te oortuig nie,
maar omdat sy geweet het, hy, Jesus, God, het haar self reeds oortuig. Toe haar kleindogter vra, ouma, wie het jou geleer om so te glo? Antwoord sy, niemand nie my kind. Jesus het self aan my hart kom klop. En as hy dit vir 'n eenvoudige ou plaasvrou in 'n donker kombuis by 'n kerslig kan doen, kan hy dit vir enige een doen. En dit is presies wat Paulus bedoel. Die evangelie is nie 'n menslike idee wat ons moet opgradeer of iets inlees nie. Dis 'n lewende openbaring. Ja, en so sluit ouma af met 2 gedagtes om ons oë na binne te wend. Nommer 1. Is my geloof meestal tweedehands, wat ek by mense gehoor het, of het ek Jesus self al in sy woord ontmoet, soos ouma in daardie kombuis? En tweedens, watter mense stem, die dominee, tradisie, familie, slim ouens, moet ek stil maak, sodat ek Christus se eie openbaring duideliker kan hoor. En ouma sluit af. Vader, vergewe ons as ons u genade verdun. Help ons om vas te hou aan die een ware evangelie, u seun Jesus Christus. Daar is vrede in my, met God aan my sy. Wie kan wees teen my? Yeshua, die vredevors, die lewende water, lees my dors. Dit lees tyd, dit is volbring. Adonai het opgestaan. Dit lees tyd, die graf is leeg. Tela, u leef in my. Daar is 'n blydskap in my, u lewende water, borrel vry in my. Die genade is genoeg vir my, deur die kosbare bloed